Kort refleksie oor werk, as dit kom by die goeders wat ons in die lewe moet doen en by wil uitkom en die belangrikheid daarvan. En hierdie refleksie gaan aan twee kante toe. Aan die een kant werk in sigself, maar aan die ander kant ook werk soos wat dit verband hou met ons verhoudings, ons intieme verhoudings in elk geval. En ek wil dit doen aan die hand van hierdie twee sê goed. Aan die een kant, jou werk vir jou. So as ons dink aan hierdie gesegde of hierdie sêding, dan kan dit wees jou werk vir jou in die grond in. So, jy het nie baie vreugde noodwendig in jou werk nie, dit is al wat jy doen, jy weet, jy leef eintlik van salaris na salaris of van projek na projek, maar jou werk vir jou. So, dit is die een ding. Waar mens natuurlik eintlik wil uitkom is om te sê, maar jou werk vir jou. En dan gaan dit nie soseer oor jou finansiële vergoeding nie, so dit moet natuurlik wees wat jy graag wil hê, dit moet jou kan voed en dit moet jou kan onderhou, dit moet in die groter pakkie van jou verhouding kan sin maak, dat jy nie voel dat jou werk jou in die grond in nie. Maar as jy kan sê dat jou werk vir jou, dan beteken dit jy het vreugde in jou werk, dan beteken dit daar is vervulling in jou werk, dan beteken dit dat jy word uitgedaag in jou werk, as jy daarvan hou om uitgedaag te word. Ek voel dat jy dalk gedrewe is, dat jy erkenning kry vir dit wat jy doen by die werk, en dit gee jou natuurlik 'n mate van sekerheid ook, in terme van jou finansies en so, en dit maak die lading van werk minder, jy voel dit amper nie, want jy geniet jou werk, en dit is dan eintlik waar mense wil uitkom om te sê, jou werk vir jou. Die ander een wat ons kan noem, as ek so kortliks reflekteer, is, dit werk net. Dit werk net. Nou in die konteks van intieme verhoudings, vir paartjies is dit 'n belangrike onderskeid ook weer eens, as ek so met die woorde kan speel. Aan die een kant kan ons sê dat dit, met ander woorde my man of my vrou, werk net. En dit is al wat hulle doen. En selfs al is dit so dat hulle dalk, hulle is betuigs by die werk, is nie dat hulle oor tyd werk en so nie, maar die gedagtes is die hele tyd by die werk en alles wat daar moet gebeur. Nou aan die man of die vrou se kant wat werk, ek meen, hulle kan nog steeds beleef, die werk my in die grond en of die werk vir my. Dit maak, daai is nou nie belangrik nie. Wat nou hier belangrik is hoe jou vernoot dit nou beleef. Dit werk net, en as ek nou sê dit, dan beteken dit eintlik dat jou man of jou vrou word net vir jou 'n soort van 'n objek. Dit is nie meer, daar's nie meer menslikheid nie, daar's nie meer 'n vlees nie, want die vlees is daar, maar daar's niks anders daar nie. So dit word my man of my vrou, so dit kan net werk. Dit werk dan die hele tyd. En waar's ek in hierdie verhouding? Waar mens eintlik wil uitkom, is dat daar 'n gelyke balans is. Of selfs nie noodwendig is gelyke balans nie, want jou verhouding is belangriker, en ek kan nou iets daaroor sê, maar jy wil eintlik daar wees waar jy sê, dit werk net. So waar jy werk, die eerste een sal dan eintlik veronderstel word, met ander woorde, my werk vir my, so jy geniet jou werk, jy kry erkenning in jou werk, maar dan wil jou lewensgenoot kan sê, maar dit werk net. Met ander woorde, dat die werk in sigself is nie 'n bedreiging nie, inteendeel die werk van my man of my vrou lewer 'n belangrike bydrae in ons as 'n paartjie, in terme van ons huisgesin, en hoe ons ook al dink, in terme van ons rolle en so aan. En dan besef jy, maar die verhouding is eintlik die fondasie van wat hier gebeur. So, as jy sê, dit werk net, dan oor my man of my vrou kan net werk, dit is nie hier nie, dan kan dit nie ook na die ander kant toe gesê word nie, van dit werk net nie, vir my nie, met ander woorde, my man of my vrou se werk. So op hierdie manier wil mens eintlik maar net onderstreep dat in die werksituasie, in die lewe en die tyd wat ons leef, gaan ons baie keer deur verskillende op en af gegaan wat ons werkslewe aanbetref, natuurlik ook aan ons verhoudingskant, maar wat ons werke aanbetref, sien ons dit is lank nie meer soos wat in ons ouers se tyd of in ons grootouers se tyd was, waar jy begin met 'n werk en jy bly eintlik daar vir jou hele lewe lank en jou pensioen is daar en jy sien uit na die dag wat jy pensioen gaan nie. So een van die goed wat in elk geval verander het, is mense tree amper nie eens meer af nie. Dis 'n gesprek vir 'n ander dag. So as jy kan sê dat dit werk vir my, dan is dit waar mens wil uitkom, want by jou werk is jy vervangbaar. Weet hoe hartseer dit ook al mag klink, en die lewe gebeur baie keer in die tyd wat ons leef, ekonomiese uitdagings maak dit baie moeilik.
Ons dink maar net aan COVID en al die werke wat daar gesneuwel het en verhoudings eintlik dan daarmee saam. Verhoudings gaan makliker sneuwel as jy kan sê dat my werk my net in die grond en want dan sê jy ook natuurlik dan sit jy met 'n klomp spanning in jou verhouding of as jou vrou sê of jou man sê dit werk nie, daai is nie 'n goeie plek nie, dan gaan dit nie hou nie. So as jy balans reg kry om te besef maar dat jou werkplek is eintlik 'n plek waar jy vervangbaar is, want dit gaan oor vaardighede wat jy na die tafel toe bring. Natuurlik het jy 'n stuk mooi menswees wat jy ook na jou werk toe bring en mense by die werk maak staat op jou en jy het 'n unieke bydrae vanuit jou menswees ook, maar uiteindelik is daar 'n rolbeskrywing. Uiteindelik is daar 'n menslike hulpbronne bestuurder of iemand in die maatskappy wie se werk dit gaan wees om dan te sê maar kom ons kry iemand wat hierdie vaardighede stel het wat net kan voortgaan met wat hierdie persoon gedoen het en die maatskappy gaan so 'n bietjie deurskuiwe gaan, maar hulle gaan jou vervang. En dan is die groot besef, maar waar lê my veiligheid eintlik? Waar moet ek my hart plaas? Waar moet ek my ywer plaas? En dit sê, niks van hierdie sê dat jou werk nie belangrik is nie. Maar dit beteken dat ons moet ernstig wees dat ons verhoudings is eintlik die fondasie van die lewe. Nou verhoudings het self deesdae sukkel met permanensie. Ek dink dit het ook op 'n manier dalk verander. Daar's 'n klomp goed daar wat mense eintlik moet sê vir mekaar. Maar as dit kom by die fondasie van jou lewe en as jy bereid is om in daardie intieme verhoudings van jou lewe in jou man-vrou wees verhouding werk in te sit, nou nie by die werk nie, maar ywer in te sit, intensie in te sit, dan gaan julle as 'n paartjie kom by 'n plek waar julle albei kan sê, yes, ons werk hard by die werk, ons kry erkenning by die werk, dit is vir ons lekker, maar dis nie uiteindelik waaroor dit gaan nie, en dit dien ons verhouding, dit dien ons familie, en ons kan almal sê, en die paartjie kan sê, dit werk net.